Voel jy soms jou verlede hou jou vas? Foute van die verlede, skuld en seer, dit volg jou oral waar jy gaan. Wat as ek vir jou sê, jy hoef dit nie verder saam met jou te dra nie? Hoor gou, want vryheid begin hier. Miskien het jy soos ek al vasgevang gevoel in jou foute. Dinge wat jy wens jy kon van terugdraai. Want net wanneer jy dink jy beweeg vorentoe, kom die vyand weer en fluister. Hy bring daardie oomblikke terug wat jy so graag wil van vergeet. Oomblikke waaroor jy so skaam voel. Ja, hy bring gedagtes en gevoelens van skuld en pyn weer terug. En jy voel weer klein, jy voel weer gebroke en jy voel weer vasgevang. Maar hoor wat Paulus sê. Paulus sê in Filippense 3 vers 13 tot 14, ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is. Hy sê eintlik sy verlede het nie die mag om hom terug meer te hou nie. Hoe donker, hoe verkeerd, hoe seer sy verlede ook al was, dit kan hom nie keer om te doen wat Abba Vader vir hom beplan het nie. Sy verlede definieer hom nie meer nie. Sy toekoms lê in die hande van Abba Vader en dis daar waar sy hoop en sy lewe nuwe krag kry. Hoe sleg of hoe verkeerd sy verlede ook al was, dit bepaal nie wie hy is. Dit verhoed hom nie meer om nader aan Abba Vader te beweeg nie. Dit bepaal nie meer sy identiteit nie. Hoor gou, een van die grootste bronne van emosionele bagasie in ons lewens is verhoudings. Verhoudings waarin mense ons teleurgestel het. Verhoudings waarin mense nie meer opgetree het soos ons verwag het nie. En daar waar mense ons alleen gelos het toe ons hulle so nodig gehad het. Dan kry jy ook bagasie soos dinge wat met jou gebeur het wat so onregverdig was. Dinge wat jy nie verdien het nie. Dan sit ons ook met bagasie soos ons eie swak keuses en verkeerde besluite wat baie pyn veroorsaak het. Die probleem is dat ons hierdie dinge nie maklik laat gaan nie. En dit is asof die verlede elke keer weer aan jou deur kom klop en sê, hallo. En partykeer wanneer jy net wil stil raak, begin jou gedagtes terug te dwaal. Jy onthou dinge wat jy wens jy kon uitwis. En dit voel asof jy soms sulke koue rillings oor jou lyf kry. Angs kruip in, skuld kom op en jy weet nie wat om met hierdie gevoelens te doen nie. Jy sien, een van die dinge wat mense die meeste vrees, is hulle eie verlede. En as jy jou verlede vrees, vergeet jy om in die Here te leef. Dan keer dit jou om vorentoe te beweeg in dit wat Abba Vader vir jou beplan het. En ek het nodig om vandag vir jou te sê, jy kan nie ontslaa raak van die geraamtes in jou kas, as jy nie bereid is om daarmee te werk nie. Hierdie geraamtes word dikwels gevoed deur bitterheid en onvergewensgesindheid. Dit spook by jou en wanneer jy wakker lê, dit pla jou wanneer jy bid en selfs wanneer jy die woord lees, is dit die hele tyd hier in jou kop. Maar hoor mooi, daar is net een manier om werklik van jou verlede ontslae te raak. Abba Vader self sê in Jesaja 43 vers 18 tot 19, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. So Abba Vader sê hy bring iets nuuts voort. Hy maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. En loof en prys Abba daarvoor. Maar hoe raak ons ontslae van die vrees van ons verlede? Eerstens, ons vra Abba Vader om ons te vergewe. Tweedens, glo ons sy woord wanneer hy sê in Psalm 103 vers 12 dat hy ons oortredinge so ver soos die ooste van die weste af verwyder. So hy wat alwetend en alomteenwoordig is, kies om ons sondes van ons af te verwyder wanneer ons berou toon. Waarom kan ons nie dieselfde doen nie? Paulus het besluit om sy verlede los te laat. Hy het erken dat hy verkeerde dinge gedoen het, dat hy die kerk vervolg het, maar hy het nie toegelaat dat dit sy toekoms bepaal nie. Hy het gesê, daardie een ding doen ek vergeet wat agter is. So elke keer wanneer jou verlede jou probeer herinner wie jy was, moet jy aktief dit uitwis. Dis soos 'n delete knoppie op 'n rekenaar, so het ons 'n delete knoppie in ons gedagtes wat ons moet druk. Wanneer die vyand jou herinner aan jou foute, druk die delete knoppie en vervang dit met die waarheid van Abba Vader se woord. Rig jou gedagtes op dit wat bo is en laat jou denke vernuwe word. Deur die kruis is jou verlede in die verlede. Dit mag nie meer hou vas op jou toekoms nie. Want jou identiteit word gevorm deur Yeshua, nie deur jou seer of jou mislukkings nie. Yeshua sê in Johannes 8 vers 32, die waarheid wat jy ken maak jou vry.
En Abba Vader se woord sny die bande van die verlede los. Daarom dink nie aan die vorige ding nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Hou vas aan Abba Vader se beloftes wat sê hy gaan iets nuuts in jou lewe doen.